Goeiemôre, dit is dan 7 Julie vanmôre, lesing 57, die groot Johannes Evangelie boek 4. Baie interessante opskrifte van die 2 hoofstukke wat ons gaan behandel. Die betekenis en ontstaan van die aarde, hoofstuk 106 en dan 107 die ontstaan van die maan. Almal van ons het op een of ander manier in die skool, het ons klasse gehad. In my tyd was dit aardrykskunde, ek weet nie wat is dit nou, is iets anders. Waar hulle jou leer hoe die aarde ontstaan het en al die dinge. Ek vra vanmôre dat jy al daai gemors vergeet. Want hier het jy woorde wat duisende male hoor staan as jou onderwyser. Wat maar net kwaak wat hy geleer het in die kwaakskool waar hy opgelei is. En al hulle atlasse wat hulle gemaak het is gebaseer op sekere aannames. En dit bly net aannames. Want die skepper van hierdie stelsels, hierdie planetêre stelsels en van hierdie planeet, het nie vir hulle die inspirasie gegee en die woorde gegee nie. Nou is ons, kan ek maar sê, vir die eerste keer in 6000 jaar, het ons nou van die een wat dit ontwerp het ons nou sy direkte woorde, of sy, wat ons noem, sy regstreekse woorde. Is dit nie baie belangriker nie? As jy na enige iets op aarde kyk, dan sal jy, en jy wil meer uitvind, dan gaan vind jy mos maar uit by die een wat dit gebou het, of daar gestel het. Dis mos nou die beste een om jou te verduidelik. Nou hier het ons vir Yeshua, wat ons dan verduidelik, nie net oor die ontstaan van die aarde nie, maar ook van die geestelike betekenis, wat in elk geval op skole die mense geen benul van het nie. Vir hulle is dit net 'n stuk materie, en ons bly nou maar daar. Geen rede hoekom nie, jy word gebore en jy sterf. Jy moet eet, jy moet ontlas, dis omtrent hoe ver hulle betekenis gaan, van waarom ons lewe. Maar dit is heel anders. Nou sê die meester Yeshua aan die woord, 'n deel van sulke ontbonde geeste, dis wat ons nou gister van gelees het, toe ons nou oor die son gelees het van geeste wat loskom, wil egter nog op die een of ander planeet die weg van die vlees deurmaak. En daarvan is daar triljoene maal triljoene van planete. Sommiges doen dit ook in die son, in 'n sone wat hulle natuurlik die meeste aanstaan. Heel weinig van hulle kom egter na hierdie aarde toe, aangesien die liggaamlike lewe vir hulle hier te moeilik voorkom, omdat hulle hier selfs enige herinnering aan 'n vroeëre bestaan moet opgee, en heeltemal van vooraf 'n nuwe bestaan moet opbou. En dit is op die ander planete en hemelliggame nie die geval nie. So hierdie laaste deel van hierdie paragraaf is vir my 'n groot openbaring, want ek het dit nie geweet nie. Alhoewel ek dit lang terug gelees het, onthou jy dit nie. So wanneer jy en ek aarde toe kom, ons besluit om hiernatoe te kom. Jy het 'n ewige lewe voor jou aardse lewe waar jy in jou ma se baarmoeder gevorm is. En in daai lewe se herinnering is weggevat by ons. Ons het dit nie. Nou en dan kan ons dalk so 'n glimps kry in 'n droom of in 'n plek waar jy loop, dit noem dit 'n déjà vu, wat 'n herinnering is heel moontlik aan 'n lewe wat jy voorheen geleef het. Ons bestaan oneindige lang tye. Die menslike verstand kan nie bereken hoe lank ons bestaan nie. Maar hierdie lewe vir ons op hierdie planeet is nou gegee dat ons onsself moet vorm of omvorm tot liefde. Ander wesens wat ook geval het in hierdie ryk, gaan son toe. En dit is ook 'n planeet, soos ek al verduidelik het, is net die atmosfeer wat skyn na ons toe. Ongeveer 5 tot 10% van daai brandende atmosfeer skyn na binne toe, om daai mense 'n aangename leefklimaat te gee. Op die son is 7 verskillende zones, noord en 7 zones suid.
Die zones kan nie, iemand kan nie van een zone na die ander toe gaan nie. Daar is te groot berge en te onstuimige see tussen hierdie zones. En dis baie noodsaaklik dat hulle apart van mekaar moet ryp word. En dit is ongelooflik as jy gaan lees wat daai wesens als aanvang en doen en al die goed wat Vader vir hulle gegee het op daai sonzones. Gaan lees die boek Die Natuurlike Son, gratis beskikbaar op ons webwerf www.nuweopenbaring.co.za. Gaan soek hom onder Jacob Lorber se boeke. Dan kan jy insig kry van die een wat die son gemaak het. Nie van sommer 'n storieboek van 'n ou wat in sy verbeelding sulke goed uitgedink het nie. Dit is werklik soos wat dit is. Vers 2. Want daar behou die geïnkarneerde geeste, dis nou op die son, en die ander planete, altyd 'n soort droomherinnering aan die vroegere bestaanstoestande. En die gevolg daarvan is dat die mense op die ander planete en hemelliggame van die begin af aan reeds baie wyser en bedagsamer is as op hierdie aarde. Maar daarom kan hulle ook nie vorder om 'n hoër trap van die vrye lewe te bereik nie. Hulle lyk, soos wat reeds vroeër te sprake gekom het, meer na die diere van hierdie aarde, wat reeds van nature vir hulle bestaan toegerus is, met 'n bepaalde instinkmatige ontwikkeling, waarin hulle altyd 'n groot vaardigheid en perfeksie aan die dag lê, sodat 'n mens hul met al sy verstand in heel baie dinge nie sou kon ewenaar nie. Maar probeer nou om 'n dier daarbenewens in ander dinge te onderrig, en jy sal dit nie veel nuttigs kan bybring nie. As hy sê hulle lyk soos die diere, is dit hulle geaardheid, nie hulle voorkoms nie. Die wesens op alle planete en alle sonne het 'n menslike gestalte, of baie groot, of tot baie klein, maar die gestalte bly nog steeds dieselfde. Die voorkoms van die gesig kan verander, dit kan donkerder wees, dit kan ligter wees, na mate jy hoër in die lig staan, is die wesens meer blank, meer rooi in hulle, meer wit in hulle, soos wat Petrus getuig in sy openbaring, toe hy die engele sien in die koninkryk, toe sê, lang wit lokke, hare en hulle gesigte is rooi vermeng met wit. En dan in die nuwe openbaring het ons baie duidelike verwysings na die geeste wat in die hel is, en hulle is almal duister, swart. Die duiwel self, die gevalle engele, omdat hulle geen lig in hulle dra nie, is hulle swart. Want swart is nie 'n kleur nie, dis maar net 'n gebrek aan lig. Nou, hierdie wesens wat op daai verskillende zones bly, as jy nou gaan lees in die boek Die Natuurlike Son, is daar vir my een zone wat my baie opgeval het, omdat ek self 'n padmaker is. Dit is wat ek gaan doen het, ek gaan studeer en ek het toe na die paaie kant toe gegaan. En daar is wesens daar wat ongelooflike paaie en brûe bou, want hulle is materiële wesens en hulle moet ook rondbeweeg. Maar daar's nie 'n ding van 'n pad wat nou so loop met 'n val en weer op nie. Alles by hulle moet gelyk wees. So is daar vullings in dale wat hulle dan moet opvul met materiaal van kilometers hoog, waar hulle opvullings maak, en dieselfde weer met uitgrawings. So hierdie mense het 'n geweldige tegnologiese kennis om hierdie goed te doen, maar dis omtrent al wat hulle kan doen. Hulle bou net paaie. As die hoofpaaie klaar is, wys jy so, nou moet al die ander sypaaie ook opgegradeer word. Dan is daar ander plekke waar die mense fantastiese geboue bou, waarin miljoene mense bly in een gebou. Almal in harmonie, almal ingerig presies volgens die regte orde, met kathedrale en met groot
stadions en goed waar die mense dan by mekaar kom om Vader se woord te hoor. Alles gebeur op die son in 'n ontsettende groot mate. En jy kan daaraan dink, as hy 1 miljoen keer groter as hierdie aarde is een sone 'n 7de van 1 miljoen keer groter as die aarde. So wat is dit, omtrent 300.000-400.000 keer groter as die aarde, 'n sone. En ek kan nou jou regtig gaan lees daai boek. Jy word meegevoer oor wat daar aangaan. En die wonderlike is, dis waarheid. Daar is wel die wat soveel kan leer, dat hulle dan vir heel eenvoudige en grove werk gebruik kan word. Soos die os om te trek, die perd, die donkie en die kameel om te dra, 'n hond vir die opspoor, jaag en aandryf, maar veel meer as dit sal jy hulle nie kan bybring nie, en die taal kan hulle glad nie leer nie. Nou dis soos die diere nou by ons op die aarde, so is dit met baie van hierdie wesens. Die eenvoudige rede daarvoor is ook dat die vae herinnering aan hulle vroegere bestaanstoestande die diere siele nog steeds soos in 'n oordeel vashou en besig hou, en dat hulle sodoende in 'n soort verdowing lewe. Nou, die verskil in siele wat op planete bly, op die ander planete woon, en siele wat op sonne woon, is dat die siele op die sonne is op 'n baie hoër trap. En siele wat nou stadig gaan vorder, kom ons sê, daar's nou siele op die planeet Jupiter of Mars, en daar is, hoor, omdat ons hulle nie kan sien nie, is nie te sê hulle bestaan nie, hulle is net dalk in 'n ander geestesweë. Wanneer hy daar sterf, en hy het sy taak goed gekwyt, homself goed gekwyt van sy taak, dan gaan hy van die planeet af na die son toe. En by die son kry hy 'n baie beter lewe, baie meer aangenaam, baie meer vry, en baie meer nader aan die geestelike. En van die son af sal hy na, ons het nou gelees gister, na 'n volgende vlakson toe gaan. Hierdie son van ons is 'n 5de vlakson, dan sal hy moontlik na 'n 4de vlakson toe gaan. En uiteindelik sal so 'n siel die planetêre hemele verlaat en in die geestelike hemele kom, wat nou eintlik eers die ware hemele is. Maar moenie dink dat dit onaangenaam is op hierdie planetêre of ander planete en ander sonne nie. Dit is vir hulle redelik baie aangenaam vir siele wat nie heeltemal in die duister beland het nie. Daar is ook baie onaangename plekke op sulke stelsels, byvoorbeeld maane is oor die algemeen strafkolonies, waar mense moet leer. Ons sal nou daarby kom. Slegs by al die mense van hierdie aarde doen die volkome unieke geval om voor, dat hulle al hulle herinneringe kwytraak, en daarom wat van vooraf met 'n algehele nuwe lewensorde en ontwikkeling begin, wat so gemaak is dat elke mens tot 'n volkome ewebeeld van Elohim kan opgroei. So elkeen van ons wat hier op hierdie aarde gebore is, begin nuut met 'n nuwe lewe waarin ons hierdie lewe 'n sukses moet maak om uiteindelik in die hemel te kom, of in die ewige ligryke. Maar daarom kan 'n siel op hierdie aarde ook net geïnkarneer word as sy afkomstig is van 'n son waarin nog alle oerelemente byeen is en waar sy reeds 'n liggaamlike bestaan deurloop het en sodoende al die spesifieke siele-intelligensie deeltjies in haar het wat vir die voltooiing van die hoogste vorm van geestelike lewe nodig is. Of as sy direk afkomstig is van hierdie aarde en voorheen al drie die sogenoemde natuurryke deurloop het, vanaf die grofste rotsmaterie, deur alle mineraallaa, vandaar deur die totale plantewêreld en tot slotte deur die hele dierewêreld, in die water
op die aarde en in die lig. Omdat 'n siel 'n mini-kosmos is, elkeen van ons se siel wat binne in ons liggame is so saamgestel, van alle siele deeltjies, van alles wat bestaan, selfs wesens, plante ensovoorts wat nie op hierdie aarde voorkom nie. Jy het al daai elemente in jou teenwoordig. Nou daar is siele wat so geval het, dat hulle nou eers deur hierdie ryke getrek moet word. En wanneer hulle volgens Vader se bepaling 'n ryp genoeg stadium bereik het, dan gee hy vir daai siel, wat nou deur hierdie verskriklike lang en moeilike pad gekom het, gee hy dan toestemming om 'n liggaam vir homself te vervaardig in sy moeder se baarmoeder. Ander siele, sê hy, wat van sonne afkom, en nou kom ons terug wat ek gesê het, 'n planetêre siel op een van die ander planete moet eers vorder en op 'n son 'n lewe hê. Dan kan daai siel vrywillig maak hy 'n ooreenkoms met Vader. Hy sluit 'n kontrak en sê, ek kom aarde toe want ek wil 'n kind in die huis van Vader wees. Ek wil nie meer net 'n gewone diensknegt wees nie. Dit is 'n vrye wilsbesluit. Dan word sy geheue weggevat, die siel word heeltemal verdig en word dan in die stroom van die manlike semen en die vroulike vrug wat met mekaar verbind, word daardie siel dan ingeplant deur 'n engel. Die goed gebeur nie net nie. As 'n mens na hierdie ingewikkelde, wonderlike ontwerpe van Vader kyk, kan jy amper nie glo dat ateïste kan bestaan nie, wat gewoonlik nogal hoog intelligent is, aardsintelligent. Niks gebeur hier sonder die eksplisiete wil van Vader nie. En dit is hoe ons op hierdie aarde gekom het, en jy self is een van die twee. Jy sal nie weet watter een nie, maar al twee groepe, die wat op die aarde ontstaan het en die wat van sonne afkom, het almal die gelyke kans om kindskap te kry. Want Joshua het dit vir ons gebring toe hy homself toegelaat het dat hulle hom doodmaak en hy self uit sy eie krag opgestaan het. Daarby vers 6 moet mens egter veral nie dink aan die stoffelike liggaam nie, maar aan die geestelike siele element daarin, want die omhulsel het weliswaar ook geestelike en siels eienskappe in haar wese in die verdere analise, maar dit is op sigself nog te laag, te traag en te grof, en dra nog te duidelik die stempel van eie liefde, selfsug en hoogmoed, van die trae, luie genieting van die uitermate gulsige, synige en die duidelike, draande, toornige heersig. Die materie moet eers deur veelvuldige ontbinding en slegs gedeeltelike oorgang opgeneem word in die suiwerder substansie wat die siel omhul en bekleed. Vir die eindelike sielsubstansie sal daarvan gewis nooit iets bruikbaar wees nie. Nou dit is hoekom ons siele 'n bekleding gekry het van 'n liggaam, want die siel moet in hierdie liggaam ontwikkel, en die impuls wat die liggaam gee is al hierdie impulse van die negatiewe, eie liefde, selfsug, hoogmoed en heersig. Maar daai impulse moet daar wees, sodat die siel kan sterk word om teen daai impulse te staan. En die hulpmiddel wat Vader gegee het, is sy eie gees, 'n druppel daarvan ook in ons gestort. En die gees wat in ons is, moet ons laat ontwaak. En die enigste manier hoe jy dit laat ontwaak, is deur dade van liefde en gebed en werklik onselfsugtige optrede op aarde. Dan raak die aantrekking van die vlees baie minder en die aantrekking van die gees neem oor. En nou vorm hierdie siel haarself volgens die gees
of in ander woorde volgens Yeshua se leer, en word die siel dan vol lig. Maar die stryd moet daar wees, want ons hier op aarde het die belofte van die hoogste hemele, wat geen ander planeetêre mense of sonmense het nie. En daarom moet ons ook die hardste stryd veg. Ons moet blootgestel wees aan die ergste demoniese mag. En dit is hier op aarde, want binne in die aardkors is die hele mag van die Satana gees vasgevang. Oor die hele heelal is dit saamgetrek en gekompakteer binne in hierdie aardkors. En hierdie gees bly nie net daar nie. Hierdie gees word toegelaat om uit te gaan in die geestesfeer, in die vorm van demone en duiwels en selfs gevalle engele, om op hierdie aarde mense te beset en dinge aan te vang wat teen die orde van Vader is, sodat al die wesens wat uiteindelik suksesvol op hierdie aarde geleef het hierdie groot stryd deurgemaak. En nou aan die einde van hierdie aarde se tyd is hierdie stryd verskriklik erg. Daar is sekerlik bitter min van die wêreldheersers wat nie nou in die slangsaad opgeneem is in Lucifer se totale demoniese ryk nie. Hulle lyk soos mense, maar hulle is nie mense nie. Hulle is duiwels. Soos wat Yeshua in Matteus 13 vir die Fariseërs sê, julle het die duiwel as vader, en julle doen die werke van julle vader, en julle is moordenaars van die begin af, en julle het die bloed van Kain tot Sagaria op julle hande. En nou vat hy 'n hele saadlyn, want daai arme Fariseer kan tog mos nou nie skuldig wees vir Kain se dood nie, hy wat nie dit 4000 jaar tevore gebeur. Maar dit is die hele saadlyn wat hy vat van Satan. En jy moet bewustelik leef nou dat hierdie saadlyn is besig om die wêreld oor te neem. En moenie mense verafgod nie. Moenie mense vereer nie. Moenie luister na hulle nie, want jy weet nie of jy 'n duiwel in daai mens se wil en weë volg nie. Dit is regtig so, daar gaan nou in hierdie volgende paar maande, jare, gaan daar baie meer van hierdie duiwelse entiteite vrykom, op aarde kom, en moenie glo wat hulle vir julle vertel nie, want hulle gaan sê, hierdie goed kom van ander planete af, en kom om ons te verlos. Jy sien al reeds hierdie, wat noem 'n mens die goed, marsmannetjies, reptielagtige goed, wat hulle aliens noem. Dis niks anders daar as demoniese entiteite nie, sy reptielagtige voorkoms, sy gesig en sy lyf, sê al klaar vir jou, dis 'n koudbloedige wese wat geen warmte, lig en lewe in hom het nie, net die dood in hom. Maar daar is ook ander wesens vanuit die ligryk wat op hierdie aarde geïnkarneer is, waarmee ons nog glad nie kontak gehad het nie. En dit is wesens wat keer dat hierdie hele sataniese ryk homself te buite gaan. Hulle hou hulle onder beheer. En wat vorentoe gaan gebeur, kan ek nie sê nie. Ek weet nie, maar ek weet ons gaan gekonfronteer word met hierdie dinge, en ons sal baie, baie na aan Yeshua moet staan, om te weet wie is wat. Wie is engel en wie is duiwel? Ons gaan aan. Vers 7. Daarom is daar op hierdie aarde ook meer verskillende soorte minerale, plante en diere, as op alle ander planete en sonne. Natuurlik elkeen afsonderlik gesien. Almal saam sou wel 'n groter aantal soorte oplewer, maar op elke ander hemelliggaam, afsonderlik, vind 'n mens in die hele skepingsruimte nie 'n 100.000ste deel van die talle soorte wat hier op die aarde in elkeen van sy 3 ryke voorkom nie.
Juist daarom is dit ook maar net hierdie aarde wat aangewese is om in die waarste sin van die woord Elohim se kinders te dra. Hoe en waarom is dit so? Die situasie van hierdie aarde is iets heel eigenaardig. Sy hoort weliswaar nou as planeet by hierdie son, maar streng genome is sy nie afkomstig uit hierdie son, soos wat alle ander planete, uitgesonder die een tussen Mars en Jupiter, wat egter deur bepaalde bose oorsake reeds 6000 jaar gelede verwoes is, of eintlik deur homself en deur sy bewoners verwoes is nie. Hier verwys hy nou na die asteroïde gordel, wat as jy 'n skoolatlas gehad het om te kyk, sal jy dit daarom daarin. Dit was eens 'n planeet wat die bewoners daarin was satanies georiënteerd. Hulle het geglo God leef in die middel van daai planeet en hulle het tegnologie gehad, gate geboor en gegrawe en geweldige sterk plofstof daarin gedruk. Ek neem maar aan dit is seker kernplofstof. Toe skiet hulle daai hele planeet in miljoene stukke. En dit was die plek wat Vader vir Satan vrywillig gegee het om homself weer terug te bring in die Vaderryk in. Maar net soos sy wese is, het alles op daai planeet ook weer in die eie liefde, heersig, selfsug oorgegaan en het hulle hierdie ding aangevang. My opinie is dat baie van die gevalle engele en boses wat nou in die aarde vasgevang word in die doderyk is afkomstig van hierdie planeet. En baie van die geskrifte wat ons mense vandag ontdek het en hulle mee besig hou, is verhale van dinge wat op daai planeet gebeur het en nie van hierdie aarde nie. Besop vir die mense wat met Zachariah Sitchin, is 'n Jood, wat sy geskrifte gepubliseer het, kamstig die enigste ou wat die Sumeriese geskrifte kon lees. Wel, miskien kon hy, maar niemand kon hom gecheck het nie, want hy is die enigste. En daar taak hulle die skepingsverhaal van Adam en Eva af. Daar word beweer dat dit ander wesens is wat ons geen lyn op hierdie aarde geskep het. Net weer dieselfde goed wat Lucifer eons en eons gelede vir al die engelgeeste gesê het, ek is die skepper, ek het al die krag, ek het die gees wat in alles is. Het hy dit nou maar net weer gedoen, en hy gebruik hoogs intellektuele geskrifte en verhale en bewyse. Net soos die Darwin-teologie van reïnkarnasie, wat 'n groot klomp nonsens is, wat nie bewys kan word nie, maar wat vandag aan ons kinders in die skool as 'n wetenskap opgedis word en gebruik word om die skrif waarhede te verwoes. Dis nie 'n ander woord daarvoor nie. Hierdie aarde het oorspronklik uit die oersentraal son ontstaan en is in 'n bepaalde opsig wat tyd betref vir julle onvoorstelbaar baie ouer as hierdie son. Ek het dit ook nooit geweet nie, dat ons aarde is ouer as ons son. Tog het sy eintlik pas begin om stoffelik te word, nadat hierdie son reeds lankal as 'n gevormde hemelklomp die eerste omloop om sy sentrale son begin het. En sy het toe haar feitelike stoffelike liggaam tog hoofsaaklik uit hierdie son na haar toe aangetrek. As julle kan onthou wat ek gesê het, daar op hierdie oersentraal son is daar engele wat so groot was, wat dan klompe materie, water, gas en goed bymekaar druk, dan skiet hulle dit in die heelal in. Dan is die eerste vorm van so 'n ding is 'n komeetagtige planeet, is dan nog nie vas nie. Met baie miljoene jare word dit hierdie komeet dan vaster en vaster, en toe beland hierdie ding wat uitgeskiet is
haarself in die baan van hierdie son, ons son. En toe begin die son, omdat hy 1 miljoen keer groter as die aarde is, hierdie son aantrek in 'n wentelbaan, omdat hierdie aarde toe alreeds materieel verdig het dit alreeds 'n swaar voorwerp geword, wat nou in 'n baan ingetrek is. En moenie 'n fout maak nie, Vader se engele is altyd besig om hierdie goed te bewerk. Niks vind net sommer plaas uit die lug uit nie. Alles word beheer, maar die skepping moet op 'n orde, binne 'n orde plaasvind. En dit is waarvoor sy engele daar is. En so het hierdie aarde dan nou al hoe meer vaster geword. Water het begin skei van die vaste stowwe, het na die dieptes toe geloop en so het ons vaste lande gekry. En daar in die skool Atlas het ons dit daarom reg. Die aarde se droë deel was alles omtrent bymekaar as een groot vaste land, Gondwana land. En later het die kontinente geskuif uit mekaar uit. Daarom kan Suid-Amerika pas mooi by die weste kant van Afrika. Indië pas presies in by die ooste kant van Afrika. So kan julle almal by mekaar trek. En dit alles is prosesse wat deur Vader se engele in die aardkors gelei is, om uiteindelik 'n aarde soos hy nou daar lyk, vir sy skepping, sy hoogste skepping in die heelal, naamlik Adam en Gawa, man en vrou, wat hy geskep het, Adam en Eva, wat nou hier moes kom woon. Hulle kon nie op die komeet bly nie, hulle kon ook nie op die aarde bly toe hy aanvanklik gevorm is en verhard het nie, want die aarde was te suur. Joshua sê dit self, niks wat daar was kon ons eet nie. Die aarde kon nie 'n hoogs ontwikkelde wese met 'n liggaam, siel en gees onderhou nie. En so het die aarde geleidelik deur sy lyding, L-E-I, lyding, het hierdie aarde geskik geraak vir menslike bestaan. En dit is waar ons nou is, as deel van hierdie gene lyn wat hy geplaas het in die vorm van Adam en Eva. 'n gene lyn om die saad te dra van die wit man of van die Adam, wat beteken eerste blanke, maar ook die saad van die gees van Vader, wat dan deur hierdie saadlyn gedra sou word op hierdie aarde. En dit is hoekom ons as wit mense so aangeval word. Die hele wêreld is in 'n stryd teen die wit man. Europa word ingeneem deur allerhande basters en swartes. Suid-Afrika is oorgegee aan die swartes. So kan ons die hele wêreld, Amerika, wat omtrent 80% blank was, 60, 70, 80 jaar terug, is nou maar eers, wat ek weet nie hoeveel is nie, maar is nie baie meer as 15, 20% nie. En so het Satan deur sy invloed, het hy die saadlyn vernietig, waarin die suiwer gees moes voortplant. En daarom is die hele wêreld oorwegend satanies, want hulle het nie meer lig in hulle lyn nie, want hulle is nie meer in die suiwer lyn nie. En daarom moet ek en jy hierdie suiwer lyn koester, en ons moet dit oppas, sodat wanneer die babatjie in jou vrou se hande lê, dat dit jy en sy is, wat gerepliseer is in daai babatjie, nie 'n vreemde ras nie, 'n Chineesie of 'n Indeertjie of 'n swartetjie nie. Dit is nie Vader se orde nie, maar daar is feitelik geen kerk wat meer hierdie orde bepleit nie. Want die oomblik as hulle dit sê, is hulle rassisties en word hulle fondse van die Wêreldraad van Kerke weerhou. Maar ons behoort nie aan so 'n organisasie nie, en ons sal die waarheid uitdra
tot in die verste verte. Bly blank my volk, was 'n lese wat hierdie volk gehad het. En dit is so belangrik vir die gees. Natuurlik vir die vlees ook, maar vir die gees, om tot op sy hoogste te kan ontwikkel. Ons lees verder, opskrif, hoofstuk 107, die ontstaan van die maan. Joshua aan die woord, talle duisendmaal duisende aardse jare gelede, was sy, die aarde, aansienlik swaarder, en haar geeste was onder groot druk. Toe ontsteek die erger geeste egter in toorn of in woede, en hulle maak hulle self inderdaad met heelwat grove materie van haar af los, en swerm gedurende talle duisende jare in 'n uiters onreëlmatige baan om hierdie aarde. So dink nou aan die aarde met haar atmosfeer, en nou is hierdie klomp geeste wat in rebellie is soos 'n groot, swaar, massiewe wolk aan die buitekant van hierdie atmosfeer. Omdat al die dele egter op enkele brokke na volkome sag en die helfte vloeibaar was en alles voortdurend ronddraai, vorm dit ten slotte 'n groot bol, waarvan die asomwenteling vir sy klein deursnee veels te stadig was, om op sy oppervlakte, wat nie gering is nie, te sorg vir 'n gelykmatige verdeling van die vloeistof, terwyl sy omwenteling rondop hierdie aarde baie vinnig was, sodat alle vloeistof altyd op die teenoorgestelde van kant van die aarde moes bly, weens die ou gewig tydens die uitstoting. So nou het jy 'n wanbalans. Hier is die aarde, is 'n mooi ronde bal, of kom ons noem dit, is 'n effens sweeragtig, bietjie langer is as wat hy na die kante toe is, wat mooi netjies draai, en nou raak geeste los, en hulle plak nou hier in die atmosfeer, en daai hele ding begin opdraai. Nou kan jy mos dink dat die hele aarde alles onstabiel word, want hier is 'n spoed wat die aarde draai, en daai ding draai op sy eie spoed. En nou neig die goed om heeltemal na 'n kant toe te trek. En dit begin 'n wanbalans veroorsaak. Daardeur word egter die eintlike swaartepunt van hierdie ronde klomp of klomp steeds meer na die kant verskuif, waar alle vloeistof voortdurend is, en so moes mettertyd die te stadige eie asrotasie van hierdie klomp ten slotte geheel ophou, toe die water nie meer so vinnig deur die klomp kon sypel nie, omdat die klomp kompakter geword het, en die golwe wat dit saamgeneem het, teen die ontstane hoë bergwande te veel gebreek en weerstand ondervind het. Die hele klomp begin toe die aarde, wat hom uitgewerp het, slegs een en dieselfde gesig laat sien, soos wat nou nog die geval is. Die maan wys altyd dieselfde gesig vir ons. Die maan draai nie om haar as nie. So, dit is hoe hierdie ding ontstaan het. 'n Klomp uitgewerpe geeste wat in water en materie was, en wat saam of gedraai het op hulle eie, en later aan het die hele ding so geword, dat hy nie meer draai nie. Maar nou sit hy daar. En dit was goed, sodat die geeste wat te hardnekkig was, kon ondervind hoe goed dit is om in 'n baie droë materie, wat byna geen voedsel het nie, opgesluit te wees. En terselfdertyd dien hierdie deel van die maan, want die klomp waarvan hier sprake is ons maan, sedert hierdie mense, hierdie aarde deur mense bewoon is, ook om mense siele, wat te veel van die wêreld hou, daarheen te verwys. So ons maan is 'n verbeteringsskool vir siele wat dit nie Joshua se leer wou nakom op aarde nie. Van daar af, dis nou van die maan af, kan hulle voorsien van 'n fyn stoffelike omhulsel, hulle mooi aarde ver weg op 'n afstand van meer as 100.000 uur, deurgangs enige duisende jare lank, meer as werklik genoegsaam bekyk, en hulle self bekla, omdat hulle nie meer haar synige bewoners is nie.
dat hulle egter ondanks al hulle verlange nie weer na benede na die aarde toe kan kom nie, is daar gewis baie goed voor gesorg. Maar etlike eons aardse jare, onthou nou 'n eon is 'n 10 met 60 nulle, sal op die dier ook die allerhardnekkigstes tot besinning bring. Ek weet nie eens wat noem jy 10 met 60 nulle nie. 10 met 6 nulle, sover ek weet, is 1 miljoen. 10 miljoen. Daar is op ander plek verduidelik Joshua dat aan die voorkant van die maan, ons kan met verkykers kan ons die kraters waarneem. Nou daai kraters is woonplekke vir van hierdie hardnekkige wesens wat op aarde geleef het. En hy sê in daai kraters is nog baie wesens teenwoordig van Abraham se tyd en selfs van voor die vloed se tyd. Hulle het nog nie versag nie. Hulle kan die aarde sien en hulle kan hulle self verwens wat hulle gedoen het daar, maar hulle verbeter baie moeilik. Dis aan die voorkant van die aarde. Aan die agterkant van die maan, aan die agterkant van die maan is daar 'n ander stelsel wat werk. Ons gaan 'n bietjie verder ons lees. Nou het julle dus gesien hoe die hele materiële skepping van die wêrelde ontstaan het, tot en met die maane van die planete, wat feitelik oral waar mense hulle aantref, op dieselfde wyse ontstaan het, dieselfde aard het, en nou dieselfde doel dien. Wil ons net verwys na ook 'n boek wat hy vir Jacob Lorber laat dikteer het. Die boek se naam is Saturnus. Saturnus het 7 maane, waarvan die doel presies dieselfde is. As die wesens op Saturnus nie 'n suksesvolle lewe gehad het binne Vader se orde nie, dan gaan hulle na een van die maane toe. Elke maan stel een van daai geeste voor wat hulle moet beoefen. So as hy nie liefde gehad het nie, dan gaan hy na 'n maan toe waar die liefde baie pertinent en streng vir hulle geleer word. As hy 'n klomp van daai geeste tekort gehad het, sê maar al 7, dan moet hy al 7 maande deurgaan voordat hy daar kan wegkom. Maar van die maane af gaan hy eers na die ringe toe wat om Saturnus is, en van daar af na die son toe. Dit is 'n baie lang pad, maar die doel van maane is presies dit. Dit is selfopleidingsskole, wat ons kan dit noem as verbeteringsskole, en is nie so aangenaam nie. Op gelyke wyse, en om dieselfde rede soos waarop oorspronklik die hele stoffelike skepping van die wêreld tot en met die maane tot stand gekom het, uit geeste wat in hulle self ineengestort het, ontstaan met die verloop van tyd op die harde en swaar hemelliggame, ook die berge as die eerste reusagtige plante van 'n wêreld, en later allerlei plante, diere en ten slotte die mens self. En hierdie ontwikkeling gaan en vind plaas oor miljoene jare, let wel nie 6 dae soos wat mense Genesis 1 letterlik opneem nie. Dit is wel 6 tydperke, maar dit was tydperke van miljoene jare per tydperk. En elke keer wanneer 'n nuwe tydperk begin, dan sny Vader daai vorige tydperk af, en hy begin weer met nuwe skepings, bietjie hoër staande skepings. Soos in die begin was dit eensellige dieretjies en eensellige plantjies, wat in die Karoo, as jy nog daar rondgrawe, is daar vreeslik baie fossiele wat dit vir jou wys. En later het die meer amfibiese diere gekom, en later die soogdiere, voëls, en alles was weer 'n ander skepingsperiode. En later die regoplopende wesens, wat ons nou oermense noem, en wat hulle nou beweer deur Darwin teorie, dat hierdie goed mense geword het. Hulle het nie. Soos 'n kleerling eendag vir my gesê het, hy sê, master, hulle sê ons kom almal uit die bobbejaan uit, of uit die ape uit. Nou wil ek net vra, hoekom het party ape nou besluit om ape te bly?
Toe sê ek net vir hom, wie wat, ek het sulke wysheid nog nie eers in Israel gehoor nie. Maar dit is so, dit is belaglik. Ons is geskep. Ons is 'n nuwe skepping wat op die aarde geplaas is, baie kort gelede, 6000 jaar gelede. Verbeterde geeste ontworstel hulle gewelddadig aan die steeds toenemende druk van die materie, deur met die krag van hulle wil, hulle eie materie op te los. Hulle kon dadelik oorgaan in die orde van die suiwer geeste, maar die ou prikkel laat ook nog steeds sy ou krag geld. Die eie liefde word dadelik weer wakker, die plant suig, die dier vreet, en die mens se siel soek net 'n kort rukkie, nadat hy in die ou goddelike vorm teruggekom het, begeerig na stoffelike kos, en 'n soortgelyke trae gevoel van welbehaaglikheid. Die siel moet haarself daarom dadelik weer met 'n stoffelike liggaam omhul, wat egter tog sagter en dus nie so hard as die ou sondige materie is nie. Ondanks die sagte liggaam neem die siel daarin tog sodanig in eie liefde toe, dat sy weer heeltemal in die hardste materie sou verander het, as ek nie in sy hart 'n bewaker, 'n vonkie van my liefdesgees sou geplaas het nie. Dit is wat ek net nou genoem het, die gees wat in ons geplaas het, is. En so kan jy dit dan sien aan 'n baba. Wat is 'n baba se vereistes en begeertes wanneer hy of sy gebore word? Kos en versorging. Jy moet die baba se boutjies afvee. Jy moet die baba ronddra, jy moet hom mooi toewikkel, jy moet hom kos gee, en baie fyn eteriese kos, soos moedersmelk in die begin, later dan bietjie vaste stowwe, want hierdie hele sielietjie wat daarin is, moet nou gelei word van hierdie eie liefde en versorging, en die woord wat hy hier gebruik, welbehaaglikheid, want 'n babatjie wat gelukkig is en daar lê, sy maagie is vol en hy's mooi versorg, is tog welbehaaglik. Hy huil nie, kla nie, hy's heeltemal tevrede. Maar so toenemend soos die babatjie groei, moet en 'n kind word en later 'n volwassene, moet hy self begin om sy doel op aarde na te leef. En dit is waar die ouers dan ook 'n groot rol speel om die kinders te leer wat hulle doel op aarde is. En dis waar opvoeding inkom. En dit is waar Yeshua se band met ons, hoe sterker die band, hoe beter sal daai kind opgevoed word. So dis 'n geweldige belangrike taak wat ons op aarde het as ouers. En ons sal verantwoording doen vir baie van ons kinders se misdade, omdat ons nie vir die kinders se behoorlike opvoeding gegee het nie. So vir my is dit die les in hierdie groot, kan ons maar sê, aardrykskundige les van die aarde, het Vader ons nog gewys, hoe is dit gestel met die siele substansies en die geeste, die engelgeeste wat hom help om hierdie aarde te bestuur elke dag. En hulle hou nie op nie. Hulle het nie rus nie. Op Sabbate gaan staan die see nie. Die riviere hou nie op loop nie. Die bome hou nie op groei nie. Alles gaan aan om vir ons 'n aarde daar te stel waarin ons gelukkig kan leef. Dis waarvoor alles is. Net vir hierdie saadlyn van ons. Baie dankie.